Here, ons bely dit, dat U is die opgestane Heer. En U is ons Here. U is ons koning, U is ons meester, U is ons leier, U is ons hoof. En daarom aanbid ons U. Nou kom soek ons die aangesig rondom die woord. Ons kom bely dat die woord die waarheid is, die hele woord. En ons kom bely dat wanneer ons nou die woord oopmaak en daaruit lees, dat die Heilige Gees saam met U, saam met ons en saam met die woord, ons sal leer. Vader, hierdie is 'n boodskap wat ons elke opstanding Sondag maar kan preek en kan hoor. Maar ek vra dat ons dit nie sal vergeet nie, dat ons dit deur die jaar sal onthou. Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Help ons nou. In Jesus se naam, amen. Nou as jy dink oor Boeddha is in 563 gebore en hy is in 483 dood. Hy is 80 jaar oud toe hy dood is. Krishna, wat een van die profete is, of een van die gode is van die Hindoes, is per ongeluk deur 'n jagter met 'n pyl en boog doodgeskiet. Mohammed, weet ons, is op 8 Junie 632 na Christus begrawe. Hy is dood op 8 Junie 632 na Christus en begrawe. En sy graf is in Medina, en daar's 'n kompleks daar, waar die grafte is. Daar's 3 grafte. Een van Mohammed se graf is daar, en dan 2 van sy eerste kaliefs wat dood is. Die eerste 2 is saam met hom begrawe. Maar daar's nog 'n ruimte vir nog 'n graf. En die moslems sê, dis Jesus se graf. Hy is op die oomblik, is daai graf leeg. Want hulle glo dat Jesus is maagdelik gebore en hy het op die aarde geleef, maar hy is nie dood aan die kruis nie, daar was iemand anders wat dood gegaan het, maar hy is nou in die hemel. En hulle glo dat hy sal eendag weer kom, en dan sal hy vir Mohammed uit die doodheid opwek, en dan sal die finale oorlog plaasvind van Armageddon, en dan sal Jesus trou en sterf, en dis hoekom hulle vir hom 'n graf daar by Mohammed geberg het. Dis die verskil tussen ons en die res van die wêreld. Kom ek lees dit. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom en hulle vra toe vir mekaar: "Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?" Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. En toe hulle die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. "Moenie skrik nie," sê hy vir hulle. "Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die doodheid opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, en daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het." Hulle het van die graf af uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik, en hulle het vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. So ek het Vrydagoggend gesê, dat ons moet glo, en dit wat ons glo, dat Jesus was werklik dood. Maar daar was mense wat sê, nee, maar hy was nie regtig dood gewees nie, is maar net, hy was in 'n koma gewees, en toe het hy van die kruis afgekom, en in die graf gaan bly, en toe het hy kastig opgestaan, en dis waar die hele hoax begin het, van Jesus, het nooit dood gegaan nie. Daar's mense wat sê, ja, so dis wat ek Sondag gesê het, so, daar's nou mense wat sê, maar hy het nie regtig opgestaan nie. Daar's mense wat sê, ons sal in Jesus glo, en ons glo in Jesus, en ek het dit beleef toe ons in Turkye gewerk het, en met moslems gewerk het, ek het met die imam daar gewerk, wat een van die moslems se predikante is, en hy het my gesê, ek preek gereeld elke Vrydag oor Jesus. Hy sê, want ek hou van wat Jesus doen. Jesus het sulke goeie beginsels, draai jou een wang, en doen dit, en hy sê, ek sê dit vir my mense, leef soos wat Jesus leef, want hy was 'n goeie profeet.
En mense glo dit. Maar hulle glo, is amper soos wanneer jy 'n podcast het. Iemand sê, ek volg hierdie ou. Ek volg ouens op, julle jonger mense weet nie van podcast nie. Dis TikTok. Ouer mense, daar so ding soos TikTok, moet net nie daar gaan nie. Maar TikTok, jy kan iemand daar volg. En dan sê jy, I'm a follower, of jy kan hom op Twitter volg. Ek weet nie waar ouer, as kan jy mense volg nie. En dan volg jy eintlik maar wat hierdie ou sê. En mense is so, wat sê, ek volg Jesus, maar hulle kom nie by die punt om te sê, maar hy het werklik opgestaan nie. Hulle glo selfs die wonderwerke. Maar hy het regtig opgestaan. En wat my verstand te bowe gaan, en ek kan dit nie verstaan nie, is dat wat gebeur het hier, is dat waarom was daar niemand gewees by die graf voor dagbreek nie? Waarom het Jesus se disippels nie daai aand uitgekamp voor die leë graf nie, of voor die graf nie? Want hulle moes mos nou gesê, Jesus het vir hulle gesê, ek gaan opstaan. So waarom het niemand daar gesit en kyk, en sê, kom ons nou kyk, die son is besig om op te kom, ons gaan nou kyk, ons gaan nou sien, hoe gaan die klip wegrol, want Jesus het gesê, hy gaan opstaan. Dit gaan my verstand te bowe, dat daar niemand was nie. Kan julle dink as hulle daar was? Hoe sou die Bybel dan anders te geskryf gewees het? Hoe sou die evangelie gewees het? Dan sou hulle geskryf het, ons het daar gesit, Petrus het vir ons gebid, en ons het met ons eie oë gesien, hoe 'n engel kom, en stadig, maar seker die klip wegrol, en ons het gesien hoe iemand kom en die doeke van Jesus afhaal, en ons het gesien hoe Jesus die doeke mooi netjies opvou, en uitstap. Dit sou die evangelie gewees het, as hulle net daar was, maar daar was niemand gewees nie. Daai oggend, toe hy dood is, daai sonnagoggend, lees ons, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop, om die liggaam daarmee te gaan balsam. Hoor wat hulle staan, kyk, hy sê het reukolie gekoop, om die liggaam daarmee te gaan balsam. So waarmee was hulle besig? Hulle het daai sonnagoggend opgestaan, nie by die graf gewees nie, want as hulle daar gewees het, sou hulle baie geld gespaar het, dan sou hulle nie reukolie nodig gehad om te koop nie, niks nodig, hulle sal niks nodig gehad het nie, maar hulle gaan na die graf toe, en hulle gaan om Jesus se lijk te balsam. En wat dit fisies beteken, as jy die lijk gaan balsam, is dat jy sê, ons wil hom so lank as moontlik behou, dat hy nie, ekskuus vir die woord, vrot nie. So hulle wil so lank as moontlik vir Jesus beskerm het, maar die realiteit was, hy sou ook vergaan het. Sy liggaam sou ook maar net agteruit gegaan het. Soos elke ander mens, niemand het nog ooit opgestaan nie. Hulle het nie na die graf toe gegaan met hierdie verwagting, soos ek gesê het. Daar was geen sprake dat hulle gedink het vooraf, maar kom ons begin 'n hoax. Kom ons begin 'n nuwe teologie, en ons dink 'n ding uit nie, want dan sou hulle nie dit so geskryf het nie, dan sou hulle dit heeltemal anders geskryf het. So hulle gaan soontoe met die wete, ons gaan 'n lijk kry. En die feit dat die disippels nie saam met hulle gegaan het nie, sê vir my, hulle het dit ook nie geglo, dat Jesus sou opgestaan het nie. Maar daar was iemand, daai oggend by die graf. Hoor hierso. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, en 'n engel van die Here, van die hemel af het gekom na die graf toe, en die klip weggerol, en daarop gaan sit. Toe Maria Magdalena en Maria en Salome daar aankom, sê Markus, kry hulle 'n engel wat daar sit. Nou ek het nie eens geweet engele kan sit nie. Hier sit 'n engel op die klip. En ek dink hy het met sy kruisbene so gesit, lekker rustig. Hy sit net so. En hier stap hulle in, en dan sê hy vir hulle, hierdie amazingste sin in die hele Bybel, daar is seker baie ander amazing. Hy sê, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. En nou die Griekse woord is die woordjie egero, dit beteken to cause someone to live again after having once died. Dis waar daar staan. Nou dis nie 'n woord
wat jy in 'n begrafplaas wil hê nie. Daar net op 'n grafsteen staan nie sulke woorde nie. He has risen. Daar's nêrens sal jy dit kry nie. Die begrafnis sê hy is dood, rus in vrede, rus RIP. Dis wat jy by 'n begrafplaas kry. Jy gaan nie 'n grafsteen kry wat sê he is risen nie, behalwe Jesus se. En dis wat hulle vir hulle sê. Want hy is opgewek. Dis die storie. En Paulus skryf daaroor. En hy sê as jy nie opgewek is nie, as Jesus nie opgewek was nie, dan sou dit wat ons glo oor Jesus niks werd wees nie. Maar ons glo hy's opgewek. Luister wat sê 1 Korintiërs 15. Hy sê en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. Dan kan ons nou huis toe gaan. As julle nie glo nie dat Jesus opgestaan het nie, daar is koffie en daar's koekies, dan kan jy nou gaan. Maar dis wat hy sê, dis waardeloos. En as julle nog 'n gevangene in julle sonde, dan is ons ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons nie net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Jy het eers geweet, daar is so 'n Afrikaanse woord soos bejammeringswaardig nie. Die Grieks woord sê eintlik die mees miserabele persoon op die aarde. As jy nie glo aan Jesus nie, dan is jy een van die mees miserabele persone wat kan leef. You're miserable. As jy nie glo aan Jesus se opstanding, het ek eendag vir julle gesê, kom ons kyk gou, wie's van Duitse Nederlandse afkoms? Net steek op wat ek sien, ek wil vir julle vertel van julle. As jy van Duits-Nederlandse afkoms kom, en jy glo nie in die opstanding van Jesus nie, en jy glo nie dat Jesus regtig bestaan het nie, dan sou jy 10-1 nou nog jou God Wodan of Thor aanbid het. En daar was nog 'n ander god, Odin. Dit was die gode gewees van die Duitsers en die Hollanders. En dan sou ons nie op 'n Sondag bymekaar gekom het nie, maar op 'n Woensdag. Want eintlik kom die woordjie Woensdag af in die ou Duits Woensdag, van die god Wodan af. En as ons op 'n Woensdag bymekaar gekom het en diereoffers gebring het, en dalk so eenmaal op 'n Woensdag, eenmaal 'n jaar, sou ons mense geoffer het. Nou as jou tieners baie stout was, dan sê jy wag vir daai dag aan jou offer. As jy geglo het aan Thor, dan sou jy op 'n Donderdag bymekaar gekom het, want dis Thorsdag. Dis waar Donderdag vandaan kom. En dan sou jy geglo het aan jou voorouers, en jy sou jou voorouers aanbidding gedoen het, en ook diereoffers gebring het. As jy Franse afkoms het, dan sou jy heilige stroompies aanbid het, en dan sou jou God, of dan sou jou predikant Druits genoem wees. En dan sou hulle so gelyk het, dit sou die predikante gewees het. Ek dink links is die ouderlinge, Nikkie, lyk so, en Chris, en regs sou die predikant gewees het, Piet. Ek wou my gesig daar ingesit het, maar ek kon nie reg gekom het nie. As Jesus nie opgestaan het nie, en ons het nooit geglo in Jesus nie, sou ons 10-1 nog so geglo het. Maar Jesus leef. En dis die boodskap van vanoggend, dat Jesus leef. Ek gaan weer dit vir julle lees. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. En daarom sê ek vanoggend, is dit vir jou so 'n belangrike oggend in jou lewe, want jy kan nie 'n deeltjie van die opstanding glo en dan sê die res glo. Ek sal so 'n deeltjie glo, maar daar is 'n klomp ander goed wat ek nie glo nie. As die engel sê hy is opgewek, Jesus leef, hy is nie meer in die graf nie, dan bedoel hy nie, hy was bewusteloos gewees en hy het uit 'n bewustelose toestand, hy het opium gekry en nou het hy bewusteloos gewees en nou het hy opgestaan nie. Hy is ook nie geestelik opgestaan, hy het ook nie geestelik opgestaan soos wat baie teoloë dit deesdae beweer nie. Dis net 'n geestelike opstanding hier binne in mense. Dit was nie 'n werklike liggaamlike opstanding nie. As die engel sê Jesus het opgestaan, was dit 'n fisiese opstanding. Liggaam het opgestaan. Hy het aan hulle verskyn, hy het aan Maria Magdalena verskyn, hy het aan die 2 mense verskyn wat op pad was na Emmaus toe. Hy het aan sy disippels verskyn later aan. Hoor wat staan daar.
Een van hulle was nie daar nie, Thomas was nie daar nie. Hy sê, kyk na my hande en my voete. Dis tog ek self. Hoor hoe lyk hy? Hy sê, voel aan my. Kyk, jy kon hom sien, jy kon hom vat. Hy kon eet, hy kon praat. 'n Gees het tog nie in die vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. En as Thomas nie daar nie, nou stry Thomas met hulle, sê nee, ek glo dit glad nie, hoor wat gebeur. Hy sê, bring vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, sy hande, hy sê, bring jou hand en steek hom in my sy, daar's nog 'n wond in sy sy, waar die spies in was. Hy sê, men moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. So Jesus kom en hy staan op, 'n fisiese opstanding, met 'n liggaam, wat kan voel, wat kan sien. Natuurlik kon hy deur mure beweeg en deur deure, hy het net daar verskyn. Daar's 'n ander manier hoe hy geleef het, deur ruimte en tyd, maar hy het 'n fisiese liggaam gehad. Hy het opgestaan. En waarom is dit vir ons belangrik? Waarom swaai ek arms vanoggend om te sê, maar ek wil hê regtig jy moet hoor, Jesus leef. Waarom doen ek dit? Kom ek kyk so 'n paar goedjies. Waarom het Jesus opgestaan? 1, hy het die dood oorwin. Hoor wat sê Paulus, wanneer hierdie verganklike liggaam, hoor nou mooi gaan jou liggaam lyk, jy het 'n verganklike liggaam. Hierdie is 'n liggaam wat gaan vergaan, met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? So as ons hierna kyk, dan weet ons dat die angel, dit wat die duiwel en Adam en Eva reg gekry het om die dood in die lewe in te bring, en God se skepping in te bring, is oorwin. En vir ons is dit 'n groot oorwinning om te weet dat wanneer jy doodgaan, wanneer hierdie verganklike liggaam sy nie meer kan bestaan nie, sy expiry date bereik het, wat elkeen van julle het 'n expiry date, en ek, dan gaan ons nie vergaan nie. Die liggaam gaan vergaan, maar ons gaan bly bestaan in 'n nuwe onverganklike liggaam, en die dood gaan geen meer houvas op ons hê nie. Dis iets om te celebrate, is om opgewonde te wees, om te weet, die dood sal nooit weer ons dood kan maak nie, want Jesus het opgestaan. Die tweede ding is, sodat ons vrygespreek kan word. Hy sê, hy is vanweë ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek. Hoekom? Sodat ons vrygespreek kan word. Jy is 100% aanvaarbaar vanoggend by God, vir God, as jy glo in Jesus se opstanding. Want die opstanding sê hy, jy is opgewek, sodat jy en ek vrygespreek kan word. As jy vanoggend hier sit met skuld in jou hart, goed wat jy dalk gedoen het, en jy sê, maar ek kan nie myself vergewe nie, of ek kan mense nie vergewe nie, hoor daar's vryspraak vir jou. Los die sondes van die verlede. Die goed is weg, Jesus het dit vergewe, ons het dit Vrydag gehoor aan die kruis. Die derde ding wat hy vir ons bring, en dis amazing, ons kry nuwe lewe. Peter skryf daar, hy sê, in sy groot ontferming, het hy ons die nuwe lewe geskenk, hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ek gaan nie veel hieroor sê nie, maar dis volgende Sondag se boodskap. So sorry as jy dit nou gaan mis volgende Sondag, dan moet jy maar kyk, ergens op inskakel en daarna kyk, maar dis waaroor volgende Sondag juist gaan, is dat jy 'n nuwe lewe kry. Maar dis amazing om te weet, dat hy kom die dood oorwin, en dan kom hy, dan gee hy vir ons, dan gee vir ons hierdie vryspraak, hy sê, jy hoef nie bang te wees nie, maar daardeur, omdat jy vrygespreek is, kry jy 'n nuwe lewe. Nie een dag nie, hier, vandag. Jy het reeds die nuwe lewe, en jy het reeds die erfenis om eendag by God vir altyd te wees. Maar ons leef nou, en hier kan jy alreeds nie leef. En dan sê hy, die vierde ding wat ons kry, sodat ons wat glo sal opstaan uit die dood. Nou kyk gou na daai goed. Dit sal great wees as die dood oorwin is. Dit sal great wees as ons vrygespreek is. En dit sal great wees as ons nuwe lewe kry. Maar dan staan ons nie op uit die dood nie. Dan leef ons net vir nou. Maar hy sê, julle gaan opstaan uit die dood.
Luister wat hier staan. Hy sê, in Korintiërs 15 sê, die waarheid is dit, God het vir Jesus lewendig uit die dood laat opstaan. God het die heel eerste vir Jesus lewendig gemaak. En nou gaan hy ook vir ons lewendig maak, nadat ons dood gegaan het. Kyk, dit werk so. Een mens, Adam, het gemaak dat ons almal doodgaan. Nou is dit weer een mens, Jesus, wat maak dat God ons almal lewendig uit die dood gaan laat opstaan. Jy gaan 'n nuwe liggaam kry. En die Bybel sê, daar gaan nie meer pyn wees nie. Daar gaan nie meer hartseer wees nie. Daar gaan nie meer siekte wees nie. Maar jy gaan opstaan in 'n nuwe liggaam en daarom moet hierdie ou liggaam doodgaan. So die opstanding bring vir ons 'n nuwe liggaam en ons gaan eendag mekaar seker raak erken, miskien sal ons dalk so besig wees om die Here te aanbid dat dit nie gaan worry oor wie saam met jou is nie, maar jy gaan 'n liggaam hê wat kan voel, wat kan sien soos Jesus se liggaam. Dis wat hy vir ons beloof. Ons gaan 'n opstanding hê. En dan die vyfde ding, en dis vir my nog meer belangrik. Hy sê, omdat God ons vir altyd by hom wil hê. Weereens, dit sal great wees as jy die oorwinning oor die dood kry en jy word vrygespreek en jy kry die nuwe lewe en jy staan op in jou nuwe opstanningsliggaam en jy daag in die hemel op en God sê, bly daar. Ek bly hier, ek is hoog, ver weg van jou en julle is nou in die hemel, maar julle kom nie naby my nie. Nee, vir een of ander rede, wat ek glad nie kan verstaan nie, wil God ons by hom hê. En daarom skep hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en dan sê hy, sodat ek vir altyd by julle kan bly. Daarom is die opstanding vir ons belangrik. Daarom gaan ons 'n nuwe lewe kry. En daarom kom sê God, ek het die wêreld so lief gehad, dat ek my eie seun gegee het. Hoor wat staan hier. Hy sê, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, as jy vanoggend lief is vir God, nie daai liefde nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Daarop moet jy as 'n gelowige reageer. Dis wie ek is, dis wat God vir my gee. Gaan net een skyfie terug, jy net weer daai goed sien. Daar's nog baie meer, maar dis wat die opstanding in 'n kort opgesomde weergawe vir my beteken. Daarop moet ek reageer, daarom moet ek sê, maak ons dit belaglik, soos ander mense, of aanvaar ek dit? So ek wil vir jou vra, en dis wat ek vir jou wil huis toe stuur nou. Wat beteken die leë graf vir jou? Wat beteken dit, dat daar 'n leë graf is? Nou ek sal vir julle sê wat dit vir my beteken. Ek kan net getuig van my eie lewe. Ek kan getuig dat die Here het my kom red uit 'n situasie uit, waar ek ver van hom af was, verlore in die kerk, maar sonder hom. Ek kan getuig dat hy my duidelik kom roep het, om deel te word van sy familie. Ek kan getuig daarvan. Ek kan getuig hoe ek met my eie oë gesien het, hoe iemand wat 'n dwelmverslaafde was, die oomblik toe hy Jesus ontmoet het, die oomblik toe hy sê, ek gee my lewe vir Jesus, in 'n oogwink is hy op daai oomblik genees van dwelmsverslaafdheid, van alkoholverslaafdheid, en hy is vandag 'n predikant wat oral in Suid-Afrika, oral in Suid-Afrika rondtrek. Ek het my eie oë dit gesien. Ek het met my eie oë gesien hoe mense wat ek was die demonies besete was, en die aanroep van Jesus sy naam genesing kry, verlossing kry, bevryding kry. Ek het my eie oë gesien hoe mense wat lou Christene was, wat 'n herontmoeting met Jesus het, sy lewe verander het. Ek kan nie getuig oor ander mense se lewens nie. Ek kan getuig dat ek weet dat Jesus het opgestaan, en ek weet, in my lewe kan ek sien hoe hy lewe. Ek weet nie hoe werk hy by jou nie, maar ek weet, jy kan glo daaraan, dat Jesus, ek kan aan glo, Jesus het regtig opgestaan. En wat hy kom doen het vir my, kan hy vir jou ook doen. Want wat hy doen, hy werk die dood uit jou lewe uit. Want sonde maak jou dood. Sonde maak jou dood vir 'n verhouding met God. Jy kan nie naby hom kom nie. Hy sê, jy is my kind, maar jy is onheilig. Ek kan jou nie naby my toelaat nie. Hy sê, in Jesaja 49, ek dink is 49 daar, sonde bou 'n muur tussen jou en God.
So God wil hê dit moet afgebreek wees, sodat ons nou by hom kom. So as jy vanoggend sê, die opstanding is vir my 'n werklikheid, dan wil ek jou vra, hoekom glo jy dit? Is dit maar net omdat jy so groot geword het? Dalk het ons groot geword in 'n kerk waar ons sê elke Sondag, ek glo in die opstanding van Jesus. Of glo jy dit werklik omdat iets in jou lewe gebeur het? En vanoggend is so 'n wonderlike geleentheid waar jy net weer kan sê, Here, ek wil nie glo omdat ek so groot geword het nie. Ek wil dit glo omdat dit regtig so is. Omdat ek regtig in my lewe dit beleef het. En dan skryf Paulus in Galasiërs dit. Hy sê, ek is saam met Jesus, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie ek meer wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. So Jesus moes gekom het, en daai dooie, miserabele lewe, kom laat opstaan het. En nou is dit nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat lewe. So ons leef in 'n tyd, tussen die eerste opstanding en die tweede opstanding. Dis waar ons leef. Ons weet Jesus het opgestaan en daar gaan 'n tweede opstanding wees. Nou ek wil jou vra, as daai tweede opstanding plaasvind, gaan jy daar wees? Dis eintlik iets wat jy en ek moet kies vanoggend om te sê, ek staan op en ek kies weer eens my lewe gee ek totaal oor aan Jesus. En ek het Vrydag gesê, jy kan nie halfpad glo in die kruisiging nie. Jy kan ook nie halfpad glo in die opstanding nie. Dis alles of niks. Jy sê vanoggend, ek glo in Jesus se opstanding, volledige fisiese opstanding of niks nie. En dis wat ek eintlik maar hier hoor wat hy sê. Hy sê ek het saam met Christus gekruisig en nou is dit nie ek meer wat lewe nie, maar Christus in my. So kom ek gee vir jou geleentheid en dan kan jy 'n keuse om vanoggend te sê, ek gaan dit glo, en as jy dit nie glo nie, dan wil ek nou nie jou sleg sê nie, maar dan is jy 'n miserabele persoon, want dit is eintlik wat daar staan, hy sê, as iemand nie glo, dan is jy een van die mees miserabelste persone. Kom ons gee vir jou tyd, praat so 'n bietjie met God, gee vir jou geleentheid, maak dit seker, dat jy hierdie goed glo. Here, ek sien in my geestesoog 'n jong man sit by 'n graf. En 3 vrouens daag daarop met reukolie. En ek hoor hom sê, hy is nie hier nie. Hy wat die lijk wat julle kom versorg het, is nie hier nie. Hy is nie gesteel nie. Hy is nie weggesteek nie. Hy het opgestaan. En is dit ons belydenis is vanoggend, dan sê U, U gee vir ons oorwinning oor die dood, en dis wat die opstanding tog gebring het. U kom nou na mense toe wat hier sit, en na my toe, en almal wat luister en kyk, en sê, jou sondes is vrygespreek. Dis afgehandel. U kom sê vir ons dat, en U wil dit so graag gee, wat U is 'n herskepper, U herskep voortdurend, U wil vir ons 'n nuwe lewe kom gee. Hier en nou, miskien is hier mense wat sê, ek is so moeg vir dit waarmee ek sukkel. Miskien is dit mense wat sê, ek het iets niets nodig, ek het 'n nuwe begin nodig. Miskien is dit vanoggend nodig, dat hy sal sê, ek glo weer in die opstanding, want ek weet, God gaan nou vandag weer vir my 'n nuwe lewe gee. En dan weet ons glo, Here, dat ons eendag 'n nuwe liggaam gaan kry, hierdie liggaam gaan vergaan. En dis nie so belangrik nie, maar dit is baie meer belangrik, dat ons eintlik die onverganklike liggaam gaan kry. En wat my nog verstom van alles wat in die woord staan, is dat U sê, U het ons so lief gehad, dat U Jesus gestuur het, sodat Jesus aan die kruis dood kon gaan, sodat hy kon opstaan, sodat U ons altyd by U kan hê. En U is al reeds by ons, want U het ons nie gelos nie. U het vir ons U Heilige Gees gegee. En Heilige Gees, nou wil ek vra dat U in elkeen van ons harte sal werk.
Dat ons sal sê, ek wil nie 'n miserabele persoon nie uitstap nie. Ek wil uitstap by die wete dat Jesus het opgestaan. En ek glo dit met my hele wese, met my hele hart. Ek bid dit in U naam. Amen.